Goeiedag en baie welkom by die heruitsending van Vaalrivier se erediens. Dit is vandag 31 Maart. Ons gaan 30 Maart se erediens saam deurgaan. Ons gaan kyk na Esegiel, so jy kan jou Bybel gaan oopmaak by Esegiel. Die grootste deel van ons Bybel lees vandag gaan uit Esegiel 8 kom, maar daar is ook dele uit Esegiel 36 en Esegiel 1. Maar ek wil graag vir ons begin vandag met die Here Jesus se eie woorde in Johannes hoofstuk 14. Johannes hoofstuk 14 vers 23 sê die Here Jesus. Jesus antwoord hom: As iemand my liefhet, sal hy ter harte neem wat ek sê, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my egter nie liefhet nie, neem nie my woorde ter harte nie. Die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar die Vader wat my gestuur het. Dit ek vir julle gesê het terwyl ek by julle gebly het. Die Parakleet, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur. Hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld wees en bang wees nie. Ons gaan vandag kyk na die boek Esegiel en ons gaan kyk na die Here wat met Esegiel kom praat het en vir Esegiel 'n baie duidelike visioen kom gee het. Ons lees Esegiel 1 vers 1. In die 30ste jaar, in die 4de maand, op die 5de dag van die maand, was ek tussen die ballinge langs die Kebar rivier. Die hemel het toe oopgegaan en ek het visioene van God gesien. Ons lees dat Esegiel 'n balling is in Babylon. Met ander woorde, Esegiel is weggevoer uit sy eie land uit. Dit klink vir ons of dit Esegiel se 30ste verjaarsdag kon gewees het, dat hy verjaar het op die 5de dag van die 4de maand, en hy sit langs die Kebar rivier, nie omdat hy vreugde in sy hart het en hierdie verjaarsdag vier nie. Hy sit ook nie langs die Kebar rivier omdat hy graag wil vis vang nie. Nee, Esegiel is soos 'n vis gevang. Die koning van Babel het gekom en oorlog gemaak teen Jerusalem. Hy het Jerusalem oorwin en hy het 'n deel van Jerusalem se belangrikste mense saam met hom gevat. Die mooi meisies, die jong manne en die slim mense en die ouens wat hard kon werk en hy het, maar dis net 'n groepie wat hy saamgevat het, en Esegiel was een van hierdie mense wat saam weggevoer is na Babel toe. Nou toe Esegiel in Israel nog was, in Jerusalem was, lees ons dat hy was 'n priester gewees. Die priesters het begin met hulle dienswerk rondom 25 jaar oud. Numeri 8 vers 24 tot 26 sê dit vir ons. En hulle het gewerk tot hulle omtrent 50 jaar oud was in die tempel in Jerusalem. En om 'n priester te wees was 'n wonderlike werk. Mense het vir jou respek gehad. Mense het na jou geluister, hulle het na jou toe gekom om offers namens hulle vir die Here te bring en om versoening vir hulle te doen voor die Here. Mense het jou met respek hanteer. Maar nou is Esegiel nie meer 'n priester nie. Hy's nou 'n balling in 'n vreemde land. En in plaas van 'n priester is hy nou 'n slaaf. Iemand op wie die mense skree en iemand vir wie die lewe hard en moeilik is. Ons kry dan later weer vir Esegiel, en ek wil dit vir julle gaan lees in Esegiel hoofstuk 8. Ons kry vir Esegiel waar hy in sy huis is in Babel, waar hy as 'n balling bly. En ons gaan Esegiel 8 gaan ons grootliks saam oor gesels. Ek gaan elke keer net 'n kort stukkie lees en dan gaan ek daaroor een of twee dinge sê. So kom ons gaan lees. Esegiel lees ons hoofstuk 8 vers 1. In die 6de jaar, op die 5de dag van die 6de maand, het ek in my huis gesit met die oudstes van Juda wat voor my sit. Toe die hand van my Heer, die Here, daar oor my gekom. Esegiel is 'n slaaf in 'n vreemde land, maar dit lyk tog asof sy posisie as priester
toe hy nog in Jerusalem was, nog vir die mense punte tel, as hulle tog nog na Esegiel toe kom, om raad te kom vra. Die oudstes, die leiers van Israel, van Juda, sit voor Esegiel in sy huisie in Babel. En dan lees ons Esegiel 8 vers 2. Toe kyk, is daar 'n gestalte wat lyk asof dit van vuur is. Vanaf wat na sy heupe gelyk het ondertoe was daar vuur, en vanaf sy heupe boontoe het gelyk soos 'n glans, soos die skittering van wit goud. Hy steek toe iets met die vorm van 'n hand uit, en neem my in die hare van my kop. 'n Gees het my opgelig tussen hemel en aarde, en my na Jerusalem geneem, in visioene van God, na die ingang van die binneste poort wat noord kyk, daar waar die afgodsbeeld staan, wat heilige verontwaardiging wek. Esegiel sit in sy huis saam met die leiers van Juda, en dan stap die Here by Esegiel se huis in. En Esegiel se beskrywing van die Here is net, wow, van sy heupe af ondertoe is dit vuur, van sy heupe af boontoe is dit wit goud. En die Here vat vir Esegiel. Die Here vat Esegiel aan sy hare. En die Here tel Esegiel op, en die Heilige Gees vlieg met Esegiel in 'n oomblik van Babylon af tot by Jerusalem, 1448 kilometer. En die Here sê vir Esegiel, kyk, kom ons lees verder, Esegiel 4 tot 6, en kyk, daar was die heerlikheid van die God van Israel, net so die verskyning wat ek in die laagte gesien het. Hy sê toe vir my, mensekind, kyk na die noorde toe. Ek het na die noorde gekyk, en daar aan die noorde kant van die poort na die altaar, by die ingang is hierdie beeld wat verontwaardiging wek. Hy sê toe vir my, mensekind, sien jy wat doen hulle? Die ontsettend afstootlike dinge wat die huis van Israel hier doen, sodat ek op 'n afstand bly van my heiligdom af. Maar jy sal nog erger afstootlike dade sien. Die noordelike hek of die poort van die tempel was een van die poorte wat die mense dikwels offerdiere deurgebring het. Hulle het hierdie offerdiere gebring as 'n offer aan die Here en baie keer ook om versoening te doen vir hulle lewens. Maar Israel sit in hierdie noordelike hek 'n afgodsbeeld neer. So in plaas van God se genade wat hulle deur die noordelike poort sien loop, sien hulle 'n afgodsbeeld. En dan sê God vir Esegiel, dit raak erger. Kom ons lees verder, vers 7 tot vers 13. Die Gees neem my toe na die ingang van die voorhof en ek sien toe, kyk, daar's 'n gat in die muur. Hy sê vir my, mensekind, breek deur die muur. Ek het deur die muur gebreek en kyk, daar's toe 'n ingang. En hy sê vir my, gaan in en kyk na die afstootlike bose dinge wat hulle hier doen. Ek het ingegaan en toe kyk, is daar allerlei weersinswekkende afbeeldings van kruipende en ander diere, ook al die afgodsbeelde van die huis van Israel, uitgekerf op die muur reg rondom. 70 manne van die oudstes van die huis van Israel het voor die afbeeldings gestaan, elkeen met sy pan met reukwerk in sy hand, terwyl Jaasanja, seun van Safan, daar tussen hulle staan. 'n geurende wolk reukwerk het opgestyg. Hy sê toe vir my, het jy gesien, mensekind, wat die oudstes van die huis van Israel besig is om te doen in die donker? Elkeen in sy binnekamer vol afbeeldings, want hulle sê, die Here sien ons nie, die Here het die land verlaat. Hy sê toe vir my, jy sal nog erger afstootlike dinge sien wat hulle doen. Esegiel sien 'n gat in 'n muur.
in die tempel, en dis waarskynlik een of ander vorm van wegkruipplek, 'n geheime plek. En die Here sê vir Jesegiel, kruip deur hierdie gat, gaan kyk wat hulle daar binne kan doen. Toe Jesegiel deurkruip, die eerste ding wat hy sien afgodsbeelde reg rondom teen die mure aangebring. En dis afgodsbeelde van kruipende diere, en dis afgodsbeelde van gewone afgode wat net reg rondom teen die mure staan. Nou ons ken die agtergrond in die geskiedenis van Israel. Hulle kom uit Egipte uit, en ons weet dat die skerp of die miskryer het in Egipte 'n groot rol gespeel, en dat daar aanbidding van hierdie miskryers was. Maar ons sien ook dat daar 70 manne in hierdie geheime plek is. Nou wie is hierdie 70 manne? As ons gaan kyk na Numeri 11 vers 16 en 17, dan sien ons dat Moses voor die Here staan terwyl hy besig is om die Israeliete uit te lei uit die land van slawerny na die beloofde land toe. En Moses sê vir die Here, Here, ek kan dit nie meer alleen doen nie. En die Here sê vir hom, gaan haal vir my 70 manne. 70 manne wat jy weet wat leiers is en wat saam met jou hierdie werk kan doen. En dan laat kom die Here 'n gedeelte van sy gees op hierdie 70 manne. Sodat hierdie 70 manne saam met Moses die volk kon lei. Die Sanhedrin of die Joodse Raad van Israel het bestaan uit 71 lede. Die hoofpriester plus 70 ander leiers. Maar nou in Jesegiel se tyd is daar nie 'n Moses nie. Daar's nie 'n sterk geestelike leier nie. Die hoofpriester is nie met daar nie, en wat Moses sien is 70 manne wat saam besig is om ander afgode te aanbid, wat letterlik buig voor kruipende diere. Die ironie daarin is dat hulle besig is om goed soos miskryers te aanbid, om die Baals en die Astartes te aanbid, hulle wat as 70 veronderstel is om die oudstes en die leiers van Israel te wees. Maar dan kom die Here na Jesegiel toe en sê, Jesegiel, jy gaan nog erger dinge sien. Kom ons gaan lees verder. Jesegiel 14 en 15. Die Gees neem my toe na die ingang van die poort aan die noorde kant van die huis van die Here, en daar sit vroue wat treur oor Tamus. Hy sê toe vir my, het jy dit gesien, mensekind? Jy sal nog erger afstootlike dinge sien as dit. Die mans kruip in gate in die tempel rond. Hulle aanbid kruipende diere. En hulle sê die Here sien ons nie, want die Here is nie meer hier nie. Wat doen die vrouens? Die vrouens is besig om te huil oor Tamus. Nou wie is Tamus? Dit lyk vir ons dat elke jaar rondom die droë tyd, wanneer die blare begin afval van die bome af en wanneer dit weer grys en donker word, die heidene het geglo dat Tamus, die afgod, sterwende was. En dat die natuur besig was om agteruit te gaan omdat Tamus dan nou sterwende was. Hulle het ook geglo dat vir 6 maande sou Tamus dan nou afsak in die doderyk. En die manier om hom terug te kry was om te huil oor Tamus en die aarde nat te maak met die vrouens se trane, sodat Tamus kan ontwaak en dat hy weer lewe sal gee en reën sal gee. Maar ons weet tog, daar is nie ander gode nie. Die God van die Bybel is die enigste God. Dis hy wat reën gee. Net God kan reën gee. Maar dan gaan die Here aan en die Here sê vir Jesegiel, dit word erger. Kom ons lees verder, vers 16. Die Gees neem my toe na die binneste hof van die huis van die Here. En daar by die ingang na die Here se tempel, tussen die portaal en die altaar, is ongeveer 25 manne met hulle rug na die Here se tempel gekeer en hulle gesigte na die ooste.
Hulle het na die ooste toe gebuig in aanbidding voor die son. Hy sê toe vir my, sien jy dit mensekind? Is die afstootlike dade wat hulle hier aanvang, dan te gering vir die huis van Juda, dat hulle ook nog die land vol met geweld en my telkens weer uittart. Kyk, hulle steek 'n wingerdrank in my neus. Op my beurt gaan ek in woede optree. Ek sal nie 'n traan stort nie, ek sal nie deernis hê nie. Al roep hulle baie hard in my ore, ek sal nie na hulle luister nie. Jesegiel sien 'n stuk of 25 mans lees ons. Hierdie 25 mans staan met hulle rug na die tempel van die Here toe, met hulle rug na die altaar van die Here toe. Nou hoekom 25? As ons gaan kyk na 1 Kronieke 24, dan lyk dit vir ons dat die Levitiese priesters is in 24 ordes ingedeel om hulle werk in die tempel te doen. Aaron en die hoëpriesters het hulle eie orde gehad. Met ander woorde, die totale orde van priesters was 25. 24 ordes van die gewone priesters en dan die hoëpriester. So die 25 manne wat met hulle rug na die tempel toe staan, met hulle rug na die altaar van die Here toe staan, verteenwoordig die priesters in Jerusalem. Hulle het hulle rug gedraai op die Here. Hulle is besig om met hulle gesigte na die ooste toe te aanbid. Wie aanbid met hulle gesigte na die ooste toe? Wat nog erger is dat hierdie manne buig in aanbidding voor die son. Hulle is nie besig om God te aanbid nie. Hulle is besig om sy handewerk te aanbid. Hulle het hulle rug gedraai op God. En kom ons som net gou die sondes op wat die Here vir Jesegiel gewys het in Jesegiel 8. As jy van die noorde af instap na die tempel toe, dan staan daar 'n afgodsbeeld. In die plek van offerdiere wat vir die Here geoffer moet word, staan daar 'n afgodsbeeld. En dan as jy bietjie dieper ingaan en deur die gate in die mure in die tempel kruip, dan kry jy die leiers van die volk, die 70 oudstes van die volk, wat besig is om kruipende diere en ander afgodsbeelde te aanbid, in 'n vertrek wat reg rondom afgodsprente en beelde op het. En die vrouens is besig met die doderyk. Hulle probeer die afgod Tammuz met hulle trane aanmoedig om weer reën en voorspoed vir die land te gee. En selfs die priesters en die hoëpriesters, al 25 ordes van die priesters, het hulle rug gedraai op God en hulle is nie meer besig met die aanbidding van God nie. Wat gebeur in die tyd van Israel, in die Jesegiel se tyd, is dat die mense hulle rug op God gedraai het. En God vat hierdie priester Jesegiel aan sy hare en hy sê vir hom, kyk, mense kan kyk wat gaan aan. Sien raak wat gaan aan. Sien raak dat die volk Israel hulle rug op God gedraai het en dat hulle besig is om afgode te aanbid. En as Jesegiel 8 die laaste punt in die geskiedenis van Israel was, dan sou dit terrible gewees het. Maar daar's nog 'n verhaal wat wag. En ons gaan nou daarvan lees in Jesegiel 36. Jy is welkom die hele boek Jesegiel te gaan lees, die hele Jesegiel 36 te gaan lees. Ek gaan net weer stuk vir stuk vir ons gedeeltes uit Jesegiel 36 lees. En ons gaan begin met Jesegiel 36 vers 16. Die Here praat met Jesegiel, Jesegiel 36 vers 16 en ons hoor, die woord van die Here tot my gekom, mense kind, terwyl die huis van Israel op hulle grond gewoon het hulle dit verontreinig met hulle optredes en hulle dade. Soos onreinheid tydens menstruasie was hulle optrede voor my. Ek het my woede oor hulle uitgestort,
oor die bloed wat hulle in die land gestort het, en oor die afgodsbeelde waarmee hulle dit besoedel het. Ek het hulle onder die nasies versprei, hulle in die lande verstrooi, in ooreenstemming met hulle optrede en hulle dade het ek hulle geoordeel. Toe hulle aankom by die nasies waarin hulle gegaan het, het hulle my heilige naam ontheilig, deurdat daarvan hulle gesê is, dis die Here se volk hierdie, maar uit sy land moes hulle pad gee. Ek was begaan oor my heilige naam, wat die huis van Israel so ontheilig het, onder die nasies waarin hulle gegaan het. Daarom, sê vir die huis van Israel, so sê my Heer die Here, nie terwille van julle doen het ek dit nie, huis van Israel, maar slegs terwille van my heilige naam, wat julle ontheilig het, onder die nasies waarin hulle gegaan het. Ek sal my groot naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het. Die nasies sal besef dat ek die Here is. Dis die uitspraak van my Heer die Here. Wanneer ek myself deur julle as die heilige voor hulle betoon. Die Here het Israel verstrooi onder al die nasies. Die Here het in sy woede uitgegryp en Israel oor die hele wêreld uitgegooi. Maar dan kom die Here en die Here sê, ek gaan 'n nuwe ding doen. Maar voordat ek hierdie nuwe ding doen, sê die Here, moet julle eers baie duidelik verstaan, hoekom ek die Here hierdie ding gaan doen. En dan kom die Here en in my eie woorde sê die Here vir hulle, dit gaan nie oor julle nie. Dit gaan oor die Here, die Almagtige, die Heilige. Dit gaan nie oor julle nie. Dit gaan oor die Here, die Almagtige en sy heilige naam. Ons moet dit baie duidelik wees. Die Here doen hierdie dinge sodat sy naam geheilig kan word. Ek gaan nie saam met julle al die teksverse lees nie, maar in die boek Esegiel is daar 'n baie duidelike dubbelspel. Wanneer die Here oor homself praat, dan praat die Here deur en deur en hy sê ek die Here. Ek die Here. Staan so in Esegiel 5:13, Esegiel 16, Esegiel 17, 21 en 24, Esegiel 21 vers 5, Esegiel 22 vers 16 en vers 22, Esegiel 35 vers 12, Esegiel 36 vers 36. Oor en oor sê die Here, ek die Here. Maar let op hoe praat die Here oor die mensdom. Die Here praat met Esegiel en die Here sê vir hom, Ben Adam. Nou Ben Adam beteken seun van Adam, of mensekind, soos dit in ons Bybel vertaal is. Dit staan dwars deur die Bybel, Esegiel 14 vers 3, Esegiel 14 vers 13, Esegiel 17 vers 2, Esegiel 20 vers 3, Esegiel 20 vers 46, Esegiel 21 vers 9, Esegiel 21 vers 14, om maar net 'n paar op te noem. Die Here is besig om deur Esegiel vir die mense te sê, dit gaan nie oor jou nie. Daar's net een God, die God van die Bybel, en sy naam is die Here. In Hebreëus is God se eie naam Jahwe, en dis wat hier staan, ek Jahwe. Die Here is die enigste een wat lewe in homself het. Ons leef afhanklik van die lewe wat die Here in homself het. Die Here is die enigste een wat vir homself kan sê, ek is wat ek is. Ek is die enigste een wat lewe het in myself. En ons as mense gaan ons plek voor God weer moet leer ken. Ons is maar net Ben Adam, seun van Adam. Adama wat grond beteken.
seun van die grond, stofmannetjie. Die enigste rede hoekom ons lewe, is omdat God asem in ons lewe ingeblaas het. En ons optrede voor God, as ons ooit sou kies om ons rug te draai op God, veroorsaak dat mense spottend praat oor God. God se naam word in oneer gebring. God se naam word ontheilig. Die mense rondom Israel het destyds geglo, wanneer een volk teen 'n ander volk verloor, dan het die God van daai volk ook verloor teen die God van die ander volk. Met ander woorde, omdat Israel verloor het, omdat Israel verneder is, het God, Jahwe, ook verloor teen Babylon en teen Marduk, die God van Babel. En dan kom die Here en hy sê, julle ontheilig my naam, en ek gaan ingryp en my naam heilig. Die Here sê vir Israel, julle is besig om God se naam deur die modder te sleep. En die Here sê, ek kan dit nie langer toelaat nie. Die Here sê vir Israel, ek gaan ingryp en julle verlos. Maar verstaan mooi, ek doen dit nie omdat julle dit verdien nie. Ek doen dit uit genade, om my naam te heilig. Kom ons lees verder, Jesegiel 24 en 25. Ek sal my groot naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het. Die nasie sal besef dat ek die Here is, wanneer ek myself deur julle as die heilige betoon voor hulle oë. Ek sal julle uit die nasies neem en julle bymekaar maak uit al die lande. Ek sal julle na julle grond bring. Ek sal rein water oor julle sprinkel en julle sal rein wees. Van al julle onreinhede en van al julle afgodsbeelde sal ek julle reinig. Nou wat beteken dit as die Here sê dat hy rein water oor Israel gegooi? As julle Levitikus 8 gaan lees, daarvan vers 1 tot 12, dan sien ons hoe Aaron en sy seuns ingewy is as priesters voor Here. Ons lees dat die Here vir Moses opdrag gegee het, vat water en gooi dit uit oor Aaron, was hom. Trek dan op vir hom sy priestergewaad aan en daarna gooi jy olie oor sy kop, sodat hy gesalf kan wees vir sy diens. Net so wat Aaron en sy seuns lank gelede skoon gemaak is vir hulle diens aan die Here, kom sê die Here vir Israel, ek gaan julle ook skoon maak. Ek gaan julle aanstel as priesters in my diens. Ek gaan julle nuut maak, sodat my naam geheilig kan word. Kom ons lees vers 26 tot 32. Ek sal vir julle 'n nuwe hart gee. 'n Nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalinge nakom en uitvoer. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorouers gegee het. Julle sal vir my volk wees en ek sal vir julle God wees. Ek sal julle verlos van al julle onreinheid. Ek sal na die koring roep en dit oorvloedig maak. Ek sal nie vir jou hongersnood oor julle bring nie. Ek sal die vrugte van die bome en die opbrengs van die landerye oorvloedig maak, sodat julle nie meer die bespotting oor hongersnood deur die nasies hoef te verduur nie. Julle sal terugdink aan julle bose optrede, aan julle dade wat nie goed was nie. Dan sal julle walg van julle self oor julle sondeskuld, oor julle afskuwelike dade. Nie ter wille van julle doen ek dit nie, is die uitspraak van my Heer die Here. Dit moet vir julle duidelik wees. Wees verleë en skaam julle oor julle optrede, huis van Israel.
om regtig 'n priester vir God te wees, vir die Here te wees, om regtig heilig voor God te kan staan, moet die Here met ons hartoorplanting kom doen. Die Here moet die klip uit ons borskas uithaal en vir ons hart van vlees gee. Die Here beloof dat hy sy Heilige Gees aan ons sal gee. Vers 27 sê, my Gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal sorg daarvoor dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalings nakom en uitvoer. Die Heilige Gees vat ons nooit weg van God se woord af nie. Die Heilige Gees vat ons altyd terug na God se woord toe. Die Heilige Gees vat God se woord wat buitekant ons is en hy sit dit binne in ons harte. Hy skryf dit op ons harte. Dis nie net in Esegiel 36 wat die Here dit sê nie. Ook in Jeremia 31 vers 33 lees ons dat die Here sê, dit is die verbond wat ek na daardie dae met die huis van Israel sal sluit, is die uitspraak van die Here. Ek sal my wet in hulle binneste gee en dit op hulle harte skryf. Ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Die Heilige Gees kom skryf God se wette op ons harte. God wil vir ons 'n God wees. Ter opsomming, die Heilige Gees vat ons na 'n spieël en die spieël is die woord van God. En sê vir ons, kyk, sien jou sonde raak. Die Heilige Gees gooi reinigingswater oor ons en was ons skoon van ons sondes, sodat ons weer priesters van God kan wees. Die Heilige Gees vat God se woord en hy sit dit binne in ons in. En God doen dit alles sodat sy naam geheilig kan word. Amen. Kom ons bid saam. Here almagtige God, as ons in die koerante lees wat alles oor u kerk geskryf word. Here, as ons in ons eie harte gaan kyk oor alles wat ons droom en alles wat ons dink en alles wat ons kyk en alles wat ons doen, dan besef ons, Here, dat ons u naam in oneer aanbring. Here, wanneer mense praat oor Christene, dan weet hulle, dit beteken hulle wat aan Christus behoort. Here, ek is skaam oor baie van die goed wat ek self doen. Here, ek laat sak my kop in skande as ek sien dit wat die groter kerk op hierdie stadium mee besig is. Here, dit is asof daar 'n ander gees heers in die kerk as u gees. O Heilige Gees, kom heers oor die kerk. Vat ons terug na u woord toe. Here, gee weer vir ons 'n heilige respek vir u woord en vir u wat u woord vir ons gegee het. Here, gee weer vir ons geloofsmoed, sodat ons saam met Martin Luther kan sê, as jy my nie uit God se woord kan oortuig nie, sal jy my in alle ewigheid nie oortuig nie. Here, ek wil bid en vra dat u herlewing sal bring in die kerk. Dat u regtig vir ons sal skaam maak oor dit wat ons gedoen het. En dat u ons weer sal heel maak. Want Here, ons besef, ons kan nie onsself heel maak nie. Ons kan u kerk nie heel maak sonder u nie. Net u kan, o Here. Amen. Ek wil jou uitnooi om deel te hê van die werk wat ons in Vaalrivier gemeente doen. Jy kan 'n bydrae maak vir die werk in die vorm van 'n dankoffer. Ons gemeente se rekening is Vaalrivier gemeente. Dis by Absa Bank
En ons rekeningnommer is 053 058 0032. Ek wil bid vir die Here se genade oor jou en my lewe vandag. Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus, wat in ons plek kom staan het, wat in ons plek heilig geleef het en die straf vir ons sondes kom dra het, en mag die liefde van God ons Vader, wat is soos daardie pa van die wegloopkind, wat nie kan wag dat hy moet terugkom huis toe nie, en mag die oorweldiging van die Heilige Gees, wat ons terugneem na die woord toe, wat ons help om ons skuld raak te sien, en wat die wet in ons hart neerskryf, mag U by ons wees, en bly, in die weke wat kom. Amen.